het hom net verkeerde kant toe gesit. So gewoonlik as hier so 'n paar besoekers kom, of as die mense is wat nou nog nie hier was nie, dan moet ek nou eers verduidelik. Elke keer as ons sing, dan sal julle sien as ek skielik hier in my sak besig. En dit is om my mikrofoon vinnig op mute te sit, want op kweekskool het hulle vir my mooi gesê, ek kan nie sing nie, en toe is ek mos nou 'n rukkie in die bediening, en ek sing nou baie saam, en toe so 'n rukkie terug, toe besluit ek, maar ek gaan nou my mikrofoon aanlos, terwyl ons sing. En na kerk, toe kry ek 'n boodskap, my mikrofoon was aan op kruiskyk, terwyl ek sing, nie kruiskyk nie, webwoord, ek moet asseblief onthou om hom af te sit. So ek het altyd gedink as 'n kweekskool ding, maar blykbaar kan ek nog steeds nie mooi sing nie. So ek sit hom af, dan sing ek eerder lekker saam, dan geniet ek dit saam met die gemeente. Ons kan dan na die woord van die Here toe gaan, ons lees vanoggend vanuit Daniël. Daniël 1 en ons begin by vers 1. Daniël is natuurlik die 4de van die groot profete, so dis Jesaja, Jeremia, Esegiel en dan Daniël. Kom ons lees die gedeelte. Daniël 1 vanaf vers 1. Daniël en sy vriende aan die koninklike hof in Babel. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinaïr gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles, te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Nou, ek gaan myself net so vinnig onderbreek, as 'n mens nou die geskiedenis van die volk goed ken, en 'n mens ken byvoorbeeld die boek van Jesaja, dan besef mens hoeveel profesieë, hoeveel waarskuwings, hoeveel keer wat die Here vir hulle gesê het, draai terug, anders sal ek julle in ballingskap laat wegneem. Hoeveel goed tree hier in werking in hierdie paar verse wat ons gelees het, en dit natuurlik vanuit ongehoorsaamheid van die volk wat dit uiteindelik gebeur het. Maar kom ons lees dan verder, vers 5, en die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem, en Hanania Sadrag, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my Heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Misael en Asaria aangestel het, stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef,
en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met u dienaars, soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak, en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk, as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink, weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand van allerhande gesigte en drome. Aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle is daar niemand gevind, soos Daniël, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak wat wyse insig waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Ons lees net so ver vanuit die woord van die Here. Jy kan net so bly sit, ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons is weer hier vanoggend om u naam groot te maak. Here, en wat 'n groot voorreg om op 'n Sondag, om op die opstandingsdag so by mekaar te wees as u kinders. Here, om vir u die lof en die eer en die aanbidding van ons harte te gee, maar saam met dit, Here, om 'n woord van u te ontvang, om in die teenwoordigheid in te beweeg en die stem te hoor deur die woord van God. En saam met dit, Here, kan ons vir u dankie sê vir die woord wat kragtig, lewend, skerper as enige tweesnydende swaard is, Here, wat deurdring tot murg en been. En so sê ons vir u dankie vir hierdie woord. Dankie vir dit wat ons vanoggend kon lees, Here, 'n kragtige verhaal van 'n jong man wat se diepte, Here, ook onskatbaar is met alles wat hy deur profeseë wat hy gesien het, die dinge wat hy voorspel, nuwe vir ons aangehaal word. Here, en u het hierdie verhaal laat opteken onder die inspirasie van die Heilige Gees, en daarvoor sê ons ook vanoggend vir u net dankie, Here. En saam met dit gee u in die woord vir ons die opdrag, ons moet vir mekaar bid, Here. En so het ons nou ook die geleentheid as gemeente om vir mekaar te bid, om vir ons gemeentelede te bid, Here, wat siek is, wat swaar kry, wat sukkel, wat allerhande probleme miskien het, of net slegte omstandighede, Here, bring ons hulle almal na u toe, selfs die wat ons miskien nie van weet, Here, ons bring hulle na u toe, en vra vir u ingrype, Here, dat u met hulle sal wees. Saam met dit bid ons vir ons dorp, ons gemeenskap, al die nabygeleë dorpe, Here, dat in hierdie omgewing u die eer sal kry, dat u lewens sal verander, kosbare siele uit genade sal red, en dat u die lof en die eer van mense se monde en se harte sal kry, Here. En so bid ons ook vir dit wat voor lê, Here. Ons staan hier aan die einde van 'n jaar, en een van die dae is dit nuwe jaar, en dan is daar weer klomp uitdagings en dinge wat lê. En ons bring dit alles na u toe, Here, want ons vertroue is op u. Ons sê vir u dankie daarvoor, Here, en ons loof en ons prys u dat ons ook vanoggend 'n verwagting kan hê vir dit wat u vir ons wil sê. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin dan by 'n teks wat vir ons uitgestaan het in die gedeelte wat ons gelees het, en dit is vers 9. Ek lees net die A-gedeelte wat sê, en God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen. En bring ons dit nou in konteks met waar ons nou staan, so aan die einde van die jaar, en ons tema, ons gedagte waar ons gaan praat is, God se guns in die nuwe jaar. Dis mos nou die tyd van die jaar wat ons so die laaste bietjie rus inkry, gou die huis reg kry, terwyl al die mense nou weg is, en net nog so bietjie rus en alles reg kry, want Kersfees is klaar gevier, en net nog nuwe jaar wat voor lê, en dan begin alles weer, dan sit weer nuwe jaar, nuwe uitdagings
nuwe werksgeleenthede, al hierdie dinge wat gebeur, en ons vertrou is op die Here daarvoor, want ek dink die een ding wat ons as kinders van die Here oor saamstem is, ons wil hierdie nuwe jaar met God se guns en met die Here se barmhartigheid ingaan. En as 'n mens kyk na een persoon wat dit werklik ervaar het, dan is dit Daniël. Heel aan die begin van Daniël se verhaal waar dit so vir ons die intreerede gee, die hele gees skep waarin die boek geskryf word, lees ons in vers 9, die Here het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen. En dan voeg hy by die owerste van die hofdienaars. So as ons hierdie vers lees, dan sien ons dadelik twee goed raak wat uitstaan. Die eerste ding is, die Here het gemaak dat dit goed gaan met Daniël. Dit was nie hy gewees of een of ander ding van buite af nie. Dis die Here wat gemaak het dat dit goed gaan met Daniël. Die tweede ding wat ons dadelik raak lees is, terwyl hy in eintlik moeilike omstandighede was. Hy was nie in die beste omstandighede nie, en eintlik in 'n slegte situasie, help die Here dat alles ten goeie meewerk. Dit laat ons mos aan nog 'n vers in die Bybel dink, Romeine 8, vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Dis wat in Daniël se lewe gebeur het, want ten spyte van sy omstandighede, dat hy in ballingskap was die Here steeds daar gewees en het die Here steeds aan hom guns verleen. En Daniël is deur baie dinge in sy lewe. Baie verskillende situasies, omstandighede wat 'n mens die guns en die barmhartigheid van die Here duidelik kan sien. As ons net dink aan dit wat ons gelees het. Hier is hy en sy 3 vriende weggeneem vanuit die bekende, weggeneem vanuit hulle land, weg van hulle familie, hulle mense, terwyl hulle nog jonk was. Nou is hulle in 'n vreemde land met 'n vreemde taal, daar word aan hulle vreemde name gegee, maar in dit alles word God se guns en barmhartigheid gesien. Want ons lees in daai selfde gedeelte, dit het met hulle gebeur, maar die Here het hulle geseën met wysheid. Die Here het hulle geseën met voortreffelikheid, waar hulle die besweerders en die slim mense van koning Nebukadneser 10 maal oortref het. En dan veral op Daniël kom fokus hy so bietjie. Selfs Esegiel skryf oor Daniël se wysheid, hy die konings, die drome, die gesigte uitgelê waar dit vir niemand anders moontlik was nie, en hy is in daardie moeilike omstandighede deur verskillende konings geprys. Hy is deur 2 koninkryke, eers met Babel en toe met die Meders en die Perse, deur 3 verskillende konings, Nebukadneser, Belsasar en Daniël, en hy is deur almal hoog geprys, hoog gestel. As 'n mens hierdie 2 dinge kyk, jy sien die omstandighede waarin jy is, waarin hy was, en jy sien maar hoe dit met hom gegaan in daai omstandighede, dan besef ons, God se guns en sy barmhartigheid was met hom. Dan die bekende verhaal natuurlik die leeukuil. Daniël word in die leeukuil gegooi. Hoekom word hy in die leeukuil gegooi? Want dit gaan so goed met hom. Hy is so voortreffelik dat in daardie vreemde land die ministers in die landvoogte jaloers raak. Want koning Darius wou Daniël aanstel oor die hele koninkryk. Daniël wat eintlik 'n slaaf was. Daniël wat 'n balling was, wat weggeneem is uit sy vaderland se huis, wil koning Darius oor die hele koninkryk aanstel. Klink amper soos Josef se verhaal. So dis duidelik, God se guns en barmhartigheid was met hom gewees, en daarom word hy verraai, daarom word hy in die leeukuil gegooi, en selfs in die leeukuil. God se guns en barmhartigheid word gesien. Maar iets wat vir my uitstaan van Daniël se verhaal, ons almal weet van Daniël se 3 vriende in die vuuroond, ons almal weet van Daniël in die leeukuil, maar iets wat vir my spesifiek uitstaan is, het u geweet dat Daniël die Here Jesus van gesig tot gesig gesien het? Ja, dit weet baie min mense. Ons lees in Daniël 10, het 'n engel aan Daniël verskyn, en nou weet ons in die Ou Testament het die Here Jesus aan mense verskyn, en nou kom gee Daniël beskrywing van hierdie man wat hy sien. Hy sê in Daniël vers 5 tot 7, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed,
Sy heupe was omgord met goud van Efas, sy liggaam was soos krisoliet, sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur. Sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper. Die geluid van sy woorde was soos die gedruis van 'n menigte. Hierdie mooi beskrywing, dan sê hy, en ek, Daniël, alleen het die gesig gesien. Maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie, nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. So dis uit die man wat hy gesien het, die oë van vuur, die arms en bene van koper, die stem soos van 'n menigte. Nou gaan ons na Openbaring 1 toe, en nou lees ons die beskrywing van die Here Jesus. Nou hoor hoe staan dit hier. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang. Daniël het gesê 'n man met linne bekleed. Nou sê hy, gegord om die bors met 'n goue gordel. Daniël het gesê die gordel van goud van Efas. Hy sê sy hoof en sy hare soos wit wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vuurvlam, sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, sy stem soos die stem van baie waters. Daniël het die Here Jesus van aangesig tot aangesig gesien. En ek dink in dit alleen kan ons sê God se guns, sy barmhartigheid was met Daniël gewees. Dis wat ons wil hê. Ons wil ook God se guns so ervaar. En nou vra ons maar, hoekom was die Here so met Daniël gewees? Het Daniël iets gedoen om die Here se guns en barmhartigheid te ervaar? En in 'n mate het hy. Ons sien dit deur die boek van Daniël en ons sien daar is tog redes hoekom die Here so met Daniël was, hoekom hy sy guns, sy barmhartigheid in hierdie omstandighede so duidelik ervaar het. So nou kom ons by die lesse wat ons in hierdie verhaal leer. Ons sien in al hierdie gebeurtenisse God se guns is gesien en ons vra vir mekaar, is dit moontlik in ons lewens? Kan ons God se guns, sy barmhartigheid in my lewe ervaar? Kan dit sigbaar in my lewe was, soos in Daniël se? Veral nou, ons het 'n nuwe jaar wat voorlê, ons het 'n toekoms wat onseker is, want ons beplan ons jaar uit. Weet jy, wie van u het al reeds gedink, maar hoe gaan hierdie jaar loop, en wat gaan ek doen, en wat gaan, my budget is al uitgewerk vir die volgende jaar, mens dink mos vooruit, wat gaan gebeur. Maar, dink jy een ding wat ons vir mekaar kan sê is, weet ons regtig wat die volgende jaar inhou? Weet ons regtig wat gaan gebeur? 365 dae waarin daar enigiets kan gebeur. Maar die een vastigheid, die een ding wat ons verseker weet is, ons kan op die Here vertrou. Ons kan hierdie volgende jaar in sy hande gee en weet hy is in beheer. Spreuke 16 vers 9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Jeremia 10 vers 23, ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. So dit sê vir ons toekoms is in die Here se hande. En ons oë moet op hom gerig wees. Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy hou ons toekoms in sy hande. En ons kan sy guns, ons kan sy barmhartigheid ervaar, soos wat Daniël het. Maar ons moet 'n verantwoordelikheid, so ons vra, wat kan ons doen, sodat ons ervaar, wat is in hierdie saak ons verantwoordelikheid? So daarom reg deur die boek van Daniël kyk, na wat het Daniël gedoen van sy kant af, sodat hy die Here se guns en barmhartigheid ervaar het, en wat kan ons dan doen? Die eerste rede wat ons in Daniël se lewe sien, is God se guns in die nuwe jaar deur reinheid. Daniël 1 vers 8, Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaar vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. So hy het hom rein gehou. Toe die koning van Babel
oorgeneem het, het hy nou hierdie jong seuns van die koninklike geslag, van die edeles, ons kan amper sê die room van die Jode het hulle geneem, die wat mooi was van aansien, geen gebrek nie, slim was. Hy vat hulle almal en hy leer hulle die taal van die Galdeërs en hulle dien in sy paleis. En onder hulle was nou Daniël en Hanania, Misael en Asaria. En selfs ek moet nog afkyk vir daai 3 name. Ek onthou net Salsak, Meelsak en Appel 1 oog. Sadrag, Mesach en Abednego. So Hanania, Misael en Asaria. En selfs in hulle name, en dis my nog 'n interessantheid, die eerste ding wat ek vir gesê het vir my so interessant was, is dat Daniël die Here Jesus gesien het. Die tweede ding is wat hulle name beteken. Daniël beteken God is regverdig, of God is my regter. Hanania beteken die Here is genadig. Misael beteken wie is die Here? En dan uiteindelik Asaria beteken die Here is my hulp. En hierdie 5 deur die boek van Daniël. Gebeur, hierdie jong manne is 'n vreemde land, hulle word vreemde tale geleer en hulle word nou opgelei, word daar vir hulle van die koning se kos en wyn gegee. En ons lees dadelik, Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of die wyn wat hy nie. So ons sien dadelik, Daniël het 'n besluit geneem, 'n bewustelike besluit, ek gaan nie my en daar was 'n paar goeie redes daarvoor gewees. Dit was nie dat hulle vegetariërs of vegans of een van die goed was nie. Dit was 'n goeie redes, goeie goddelike redes gewees. Die eerste was, die Here het vir die Jode 'n spesifieke lys diere gegee wat hulle mag eet en wat hulle nie mag eet nie. En van dit het natuurlik hierdie Babiloniërs geëet. Hulle het van die onrein diere geëet. So Daniël en sy vriende onder die Joodse wet mag nie van dit geëet het nie. Maar dan die belangrikste rede was, as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van die Babiloniërs en hoe hulle gewerk het en wat hulle gedoen het, hulle kos en drank en al die goed was aan hulle gode geoffer. En as jy daarin deelneem, was dit soos 'n offer aan hulle gode. Dit was vir hulle soos om aan te sit aan hulle gode se tafel. So as Daniël en sy vriende van hierdie kos sou eet en van hierdie wyn sou drink, sou dit vir die mense om hulle, die heidene, die Babiloniërs gesê het, ons dien saam met julle hele God. En natuurlik, hulle sou dit nooit kon doen. So dit was die tweede rede gewees. En die feit dat hulle net groente geëet het, en hulle aangesigte so goed gelyk het en hulle lywe voller was die Here se intrede. Dis sy guns, sy barmhartigheid, wat hulle ervaar het in daardie tyd. Want selfs in 'n ver land, weg van hulle familie, weg van hulle priesters, weg van hulle reëls en regulasies, weg van alles af, het Daniël net die besluit geneem en gesê, ek sal my nie verontreinig nie. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. So as ons die Here se guns wil ervaar, dan begin dit vir ons ook by 'n besluit. Besluit om te sê, ons sal ons nie verontreinig nie. Nou vir ons gaan dit mos nou nie oor kos nie. Die Ou Testament is verby, die Nuwe Testament het gekom, die vervulling is daar, die vervulling van die wet is daar, daar's reinheid deur die Here Jesus Christus, die Babiloniërs se gebruik en goed is glad nie relevant op ons nie, maar as kinders van die Here is ons gereinig deur die Here Jesus Christus, wat in die kruis gesterf het, om die sonde te vergewe. En as ons gered word, gee ons lewens vir hom, ons word deur hom gereinig, ons sonde word vergewe, maar, en ons het nou so rukkie terug daarna gekyk, ons as kinders van die Here doen steeds sonde. Dis die enigste manier wat ons kan verontreinig is wanneer ons sonde doen. So dit begin by die bewustelike besluit om te sê, ek gaan nie teen die Here sondig nie. Ons bly mense, ons is nie volmaak nie, ons sal weer sonde doen, maar die besluit, ek sal nie, om alles te gee in die stryd teen sonde. En as ek wel gesondig het, as ek geval het, om dadelik te sê, Here, vergewe my. Ek is jammer, ek bring dit na U toe, vergewe my, was my skoon. Dink aan Dawid, ons het die laaste tyd baie gepraat oor Dawid se psalms, Psalm 51 en 32, en dink aan sy sondebelydenis, die goed wat hy gedoen het, moord en oorspel, en net vir die Here gesê het, Here, ek steek dit nie weg nie, ek bring dit na U toe, ek bely dit, vergewe my. En die Here het hom vergewe. Sodat 'n mens
sonder sonde voor die Here kan staan. Maar vir ons begin dit alles by 'n besluit om te sê, ek sal my alles in die stryd teen sonde gee. Ek wil nie sondig nie, ek gaan nie sondig nie, as daar iets oor my pad kom, dan sê ek nee. Want dan kan ek God se guns ervaar. Die probleem vandag, en ek noem dit nou maar die vandag is mense dink vandag hulle kan doen net wat hulle wil, hulle kan lewe net soos hulle wil, want God is liefde en God gaan vir my barmhartig wees en hy gaan met my wees en alles gaan net wonderlik. Maar dis nie hoe die God van die Bybel werk nie. Die Here kan nie sonde goedkeur nie. Die Here kan nie seën met sonde nie. Dink ek het al vir u verduidelik, maar ek doen dit weer want dit was vir my 'n baie duidelike verduideliking gewees. Een van ons dosente het vir ons gesê, sonde is soos 'n verstopping in 'n pyp. Die Here wil seën, hy kan seën, sy seëninge is daar, maar dit kan nie by ons uitkom as daar sonde in die pad is nie. Daai verstopping moet uit die weg geruim word, dan kan dit vloei. So sonde keer seëninge, sonde keer die guns en die barmhartigheid van die Here. Ons moet van die sonde ontslaa raak en dit alles begin by die bewustelike besluit. Ek sal rein bly. Dan die tweede gedagte wat ons sien in die lewe van Daniël, en nou gaan ons na Daniël 6 toe, en ons sien daar God se guns in die nuwe jaar, deur te wees. Ons lees Daniël 6 vers 11, en net toe Daniël verneem, dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en sy bokkamervensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem. Hy 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. So die verhaal ken ons mos baie goed. Dit is Daniël 6 van Daniël en die leeukuil. Daniël is in koning Darius se oë, word hy hoog geprys en koning Darius wil hom aanstel oor die hele land, oor die hele koninkryk van die Meders en Perse, en daai ministers en landvoogte word jaloers, maar hulle sien Daniël is onberispelik, hulle kan eintlik nie iets teen hom doen nie, selfs in hulle eie wette, daar's net nie iets wat hulle hom mee kan aankla nie. En toe moet hulle iets uitdink, en hulle dink daai wet uit, wat teen Daniël se geloof is, want hulle weet, Daniël se geloof kom bo enigiets. Selfs die koning se wette. Daarom die wet wat koning Darius moet teken, natuurlik onbewus van hulle planne, dat hulle nie mag bid tot hulle gode nie. Maar Daniël hoor die bevelskrif, en hy gaan na sy huis toe, en hy bid, en hy prys die Here met die venster oop na Jerusalem. Onbeskaamd gaan hy aan om die Here te prys. Die manne weet dit, hulle storm in, en hulle vind hom waar hy bid. Daniël was onbeskaamd, onverskrokke, gestaan vir sy geloof, niks kon hom keer om sy Here aan te roep nie. En daarin hy was nie beskaamd vir sy geloof nie. Ons sien dit ook in die lewe van Anania, Misael en Asaria, Sadrag, Mesach en Abednego, waar in 'n vuuroond gegooi word, want hulle wou die knie nie buig vir 'n standbeeld nie. Hulle was nie beskaamd om te staan vir die Here terwyl 'n hele nasie kniel nie. Toe staan hulle vir die Here. En hulle moes saam in daardie vuuroond staan en uiteindelik staan die Here Jesus saam met hulle. Hulle was onbeskaamd. En dit wys vir ons, Daniël in die leeukuil, die vriende in die vuuroond, selfs toe hulle in die dood in die oë gestaar het, was hulle nie beskaamd vir hulle geloof nie. En dit leer vir ons iets. Ons moet onbeskaamd wees vir die feit dat ons die Here dien en hoe ons die Here dien. Want ek weet baie keer sê ons, en ek het nou die dag met iemand hierdie gesprek gehad, ek kan nou nie onthou wie nie, een van ons gemeente het ek die gesprek mee gehad oor, ons sê baie keer, ons word vervolg, en mense kyk jou snaaks aan, en mense sê, loop in die Bybel onder die arm, dis nie vervolging nie. Daar's mense reg oor die wêreld wat letterlik oor hulle geloof doodgemaak word. Ek sien nou, ek dink in Nigeria is daar 'n klomp Christene doodgemaak oor hulle geloof. Mense word doodgemaak omdat hulle sê, ek dien die Here Jesus Christus. Mense verloor hulle lewens omdat hulle die Bybel lees. Mense verloor hulle lewens omdat hulle getuig van die Here Jesus Christus. Nou leef ons in Suid-Afrika,
En ek sê nie, ons het nie baie om oor te kla nie, ek weet ons land is, ons praat nie verder oor ons land nie, maar ons kan die Here vrylik dien. Ons kan ons geloof uitleef, ons kan nog oor ons geloof praat. En ons kan onbeskaamd die Here dien. Lukas 9 vers 26, elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. So is ek beskaamd om te sê, ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. Is ek ooit beskaamd om te sê, ek dien die Here. Is ek beskaamd om te sê, ek gaan nie Sondag dit doen nie, ek sal by my kerk wees. Is ek beskaamd om vir iemand te vra, maar ken jy die Here Jesus? Gaan jy na 'n kerk toe? Dien jy die Here? Is ek beskaamd om met mense oor hulle geloof te praat? Want ek hoef nie te wees en ek moenie wees nie. Paulus sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood, ook vir die Griek. Kan ons saam met Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Ons hoef ons nooit te skaam. Nou gaan ek volgende jaar se tema inbring, om die sout van die aarde of die lig van die wêreld te wees nie, nooit nie. Want wanneer ons dit doen, ervaar ons die Here se guns. Ervaar sy barmhartigheid verder gaan en sê ons ervaar sy ondersteuning, sy raadstelling. Dit alles net omdat ons die Here dien, sonder om ons te skaam oor die evangelie. En dan ons derde en laaste gedagte, ons kan nie oor Daniël praat, oor die boek Daniël, oor die persoon Daniël, sonder om te praat oor gebed nie. Dan praat ons oor God se guns in die nuwe jaar, deur gebed. Daniël 6 vers 11, die B-gedeelte, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Toe Daniël die bevelskrif hoor, dat hulle nou nie hulle gode mag dien en hulle mag nie bid nie en al hierdie goed, wat het hy gedoen? Hy het dadelik gegaan en hy het eenvoudig gaan bid, soos wat hy altyd gedoen het. Dit was nie iets nuut gewees nie, dit was nie 'n verandering nie, hy het daar staan, net soos hy tevore gedoen het. Daarom kon die ministers in die landvoogte in sy huis instorm en weet hy bid, want dis wat hy elke dag gedoen het. Hy was 'n man van gebed. Daagliks met die Here gepraat. Hy het geweet hoe belangrik die uitkoms daarvan is. Hy het geweet hoe belangrik die nabyheid wat 'n mens aan die Here ervaar is, wanneer jy in gebed is. Daarom het hy die Here se guns en barmhartigheid ervaar, en daarom was hy voorspoedig. Daniël 6 vers 4 sê hy het 'n voortreffelike gees in hom gehad, want hy het gebid. Dis hoekom hy die Here Jesus van aangesig tot aangesig kon sien. Hy was 'n man van gebed. Want waar ervaar ons die Here se nabyheid? Dis in gebed. Ons sien dit ook in ander verhale in Daniël se lewe. Toe Nebukadneser se droom uitgelê moes word, wat het Daniël gedoen? Hy het die Here aangeroep. Ons lees Daniël 2 vers 17 en 18. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanania, Misael en Jasara, sy metgeselle, die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek. Nou ons praat die hele tyd nog oor guns en barmhartigheid, soos wat Daniël 1 vers 9 sê. Nou staan nie. Hulle het barmhartigheid van die Here gaan afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Hy was 'n man van gebed. Daarom het hy God se guns en sy barmhartigheid ervaar. So wanneer ons voel, ons het 'n jaar voor ons, dis onseker, ons weet nie wat gaan gebeur nie, as ons voel, ons het die Here se guns en sy barmhartigheid nodig, as ons voel, miskien is daar 'n bietjie afstand tussen ons en die Here, en ons het ook daai nabyheid nodig, dan begin dit weer eens by 'n besluit, om figuurlik op my knieë te gaan. Ons weet natuurlik, jy hoef nie op jou knieë te bid nie, 'n mens kan sit en staan, stap, bestuur, jy kan enigiets doen, en 'n mens kan met die Here praat, maar 'n besluit om met die Here te praat, om in gebed te nader. Elkeen van ons
kan manne en vroue van gebed wees. Daar's nie een van ons wat sê, dis nie vir my nie, dis nie vir my beskore nie, ek kan dit nie doen nie, ek het nie die tyd nie, ek het nie die moed nie, niemand van ons kan dit sê nie. Elkeen van ons kan 'n man en 'n vrou, selfs 'n kind, van gebed wees. Ons kan. En ons onderskat gereeld die belangrikheid van gebed. Twee, kom ons sê, godsmanne in die geskiedenis, die een is E.M. Bounds, hy het wonderlike boeke geskryf, een van daai boeke is The Necessity of Prayer, die belangrikheid van gebed, en hy het gesê, only God can move mountains, but prayer can move God. En dan Charles Spurgeon, hy was ook 'n godsman gewees in die geskiedenis, wat hulle sê die prins van predikers was, en hy het gesê, I'd rather teach one man to pray than teach 10 to preach. Een man se gebede is belangriker as 10 wat preek. Dit moet net vir ons, is nou 'n man se woorde, maar dit wys net vir ons die belangrikheid van gebed. Godsmanne in die geskiedenis, en ek het nou hierdie twee se name genoem, ons kan na al die godsmanne en vroue in die geskiedenis gaan kyk. Die een ding wat deurgangs uitgestaan het by hulle elkeen is 'n gebedslewe. Gebed. Ons moet manne en vroue van gebed wees, dan sal ons God se guns en barmhartigheid ervaar. Die Here self daag ons uit, Jeremia 33 vers 3 is ons die Bybelse telefoonnommer 333, sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Psalm 50 vers 15, in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, jy moet my eer. Matteus 7 vers 7, bid, vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word. Jakobus 4 vers 2, en julle het nie, want julle bid nie. Net so vinnig 'n paar versies, die belangrikheid van gebed. Nou staan ons aan die begin, op die einde van die 1 jaar, begin van 'n nuwe jaar, en ons sê, maar ons het die Here nodig, ons weet nie wat die jaar inhou nie, maar die een ding wat ons weet is, ons het die Here nodig. En as ons die Here se guns en barmhartigheid wil ervaar, moet ons bid. Ons moet in vertroue na die Here toe gaan en hom vra, met hom praat, sy nabyheid ervaar. En sy guns en sy barmhartigheid sal gesien word. Daniël is vir ons 'n wonderlike voorbeeld hiervan, reg deur sy verhaal. Ons het nou maar hier na Daniël 1 gekyk, ek het Daniël 2 aangehaal, Daniël 6, maar reg deur sy verhaal sien ons die Here se guns en barmhartigheid. Hoekom? Hy het hom nie verontreinig nie. Hy was onbeskaamd vir sy geloof. Hy was 'n man van gebed. Daai 3 goed is nie vir ons onmoontlik nie. Ons kan dit doen. Inteendeel, dis nie moeilik om te doen nie. Dis net om 'n besluit te neem om te sê, maar ek gaan. Ek gaan my nie verontreinig nie. Ek sal my nie skaam oor my geloof nie en ek sal 'n man of 'n vrou van gebed wees. Dis maklike goed. En as ons dit doen, sal die Here met ons wees soos wat hy met Daniël was. Die Here sal ons seën. Ons sal sy guns en sy barmhartigheid ervaar in moeilike tye, in maklike tye. Ons moet net altyd op die regte plek in ons verhouding met die Here wees. Dit maak nie saak hoe lyk die omstandighede. So as ons in die nuwe jaar die Here se guns en barmhartigheid wil ervaar, soos die psalmdigter vir ons sê, net goedheid en guns sal my volg, dan moet ons 'n besluit neem soos Daniël. Bly weg van sonde af, skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, dit is die krag van God, en uiteindelik bid. Bid, bid, bid. Gebed maak 'n verskil. Dit is ons die Here se guns kan ervaar. So ons is nie onseker oor die nuwe jaar nie, ons is nie bang vir wat voor lê nie, want ons oë is op die Here gefestig. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons nooit onseker hoef te wees nie. Dat ons nooit bang hoef te wees, vreesagtig, spanning hoef te ervaar oor dit wat voor lê nie, want ons staan op die rots. Ons oë is gefestig op die Here Jesus Christus. En bid ons saam met dit, Here, dat U vir ons sal help, die krag sal gee, om soos Daniël, Here, ook hierdie dinge in ons lewe toe te pas. Dat ons die besluit sal neem om te sê, Here, ek wil nie sondig nie, ek sal nie, en as ek val, om dit met U reg te maak,
dat U vir ons dit duidelik sal maak deur die werking van die Gees, dat U vir ons die krag sal gee om staande te bly teen die sonde, teen die versoekings. Ons bid, Here, dat ons onbeskaamd sal wees en wanneer ons miskien op 'n plek kom in 'n winkel, by iemand se huis en ons voel te skaam om te praat, Here, dat U vir ons die krag sal gee om onbeskaamd ons geloof te deel. As U vir ons die geleentheid gee om die evangelie met iemand te deel, dat ons onbeskaamd die evangelie kan deel. En Here, dat ons ook die krag, die instaatstelling sal hê om tyd te maak om te bid. Ons weet die woord sê vir ons koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Bid ons dat U vir ons die insig sal gee om die tyd uit te koop. Dat dit nie maar net sal verbygaan en na 'n dag, 2, 3, 4 dae, miskien 'n week te sê, maar waar het ek tyd vir gebed gemaak nie, Here, maar dat ons daardie moeite sal doen deur U insig om die tyd uit te koop. En ons dankie, Here, ons sien soveel keer die beginsel in die woord, as julle dan sal ek, en hier sien ons dit weer, as ons getrou is, sal ons U guns en barmhartigheid ervaar, sal dit in ons lewe gesien word. Dankie, Here, dat U seëninge sonder einde is, dat U guns, U barmhartigheid sonder maat is, en dat ons dit kan ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. 'n stukkie koek vir almal om te geniet, gee ons miskien net so 'n sekond of 2, ons het bordjies en virkies en alles by te kry, maar kom geniet dit dan saam met ons, en gesels lekker saam met ons, maar voordat ons daar kom, ontvang nou eers die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.